Ons sê, goeie naand julle, ons is live, dankie Here, en ek het 'n voorreg om vanaand met julle te praat. My tema is, nie uit die werke nie, maar vir die werke. So ons is nie uit die werke gered nie, maar ons is vir die werke gered. Kom ons bid. Vader Here, ons dankie vir vanoggend se diens, my Here. Ons dankie my Vader, dat ons weet, dit het mense aangeraak, my Vader. Dit het mense geleer van wat u hart is, Here, dat ons in danksegging en gebed na u toe moet kom, Here, dat ons moet dankbaar wees vir alles wat ons het, my Vader. En Here, ek wil vanaand sê dankie, Here, dat ons gered is, nie uit onsself uit nie, maar deur u, my Vader. En ek wil sê dankie, Here, vir die Heilige Gees wat ons lei. En ek wil bid, Here, en sê dankie dat u deur my sal spreek vanaand, my Vader, Here, dat ek nie uit myself uit sal praat nie my eie idees of gedagtes sal neerbring nie, my Vader, maar dat ek uit u woord uit sal bedien vanaand, en ek loof u vir dit, my Here. Ek dank u vir u woord, wat 'n lamp vir ons voete is en 'n lig vir ons pad, en ons is lief vir u, my koning, in Jesus naam, amen. Alsy, kom ek groet so 'n paar mense, goeienaand Johan, en Lukas, hoe gaan dit met julle? Alsy, nou ek gaan julle vra vanaand, né, as jy kan, kry jou Bybel, en dan blaai jy saam met my, okay? Alright, so as jy jou Bybel het, dan druk like daar, so maar ek gaan so lank aangaan. Ons begin hier so uit Efesiërs 2, en ek lees vir julle vanaf vers 8, dit sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie van julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Nou vir die van julle wat nie weet nie, né, dit is ons protestante Christene, okay, se vers hierdie. Alright, dit is wat ons gekry het om af te skuif van die Rooms-Katolieke kerk af baie jare terug. En ek dink dit was die 1600s, né, toe die Reformation plaasgevind het, die reformatie plaasgevind het. Okay, so hulle het gereformeer gebaseer op hierdie vers. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Jy sien wat gebeur het is in daai tyd, en okay, onder andere mag net die priesters die Bybel gelees het, en as ons baie manne wat dood gegaan het vir dit, soos Wycliffe en wat is die ander ou se naam, Tyndale, William Tyndale en John Wycliffe, het dood gegaan, sodat ons die Bybel in Engels kan kry, sodat dit nie net in Latyns is nie. Maar die rede vir dit was, want die priesters wou nie gehad het dat ons hierdie goeters moet weet nie. Hulle wou gehad het dat ons afhanklik moet wees van die Rooms-Katolieke kerk. Nou as jy nou vandag gaan kyk na protestante Christendom, en jy gaan kyk na enige ander geloof in die wêreld, is die verskil dat al die ander gelowe, okay, is dit jou verantwoordelikheid om geregtig te wees, sodat jy by God kan uitkom. Maar koning Jesus maak 'n stelling, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jy sien, selfs die moslems weet nie eers of hulle na hulle paradys toe gaan nie. Hulle moet soveel goeie werke doen as moontlik op hierdie aarde, en dan op die einde van hulle leeftyd, dan weet hulle nou nie of hulle God vir hulle gaan laat inkom of nie. Dit bly nog steeds by hulle God se discretion. Maar hulle moet soveel werke as moontlik doen om daar uit te kom. Soveel keer 'n dag bid as hulle kan om daar uit te kom. Jy sien, dit is die verskil tussen hulle en ons. Ons sê dit is nie uit ons goeie werke uit nie. Ons sê dit is nie uit ons vermoë om op te hou Sondag nie. Dit is nie uit ons vermoë om vir honger mense kos te gee nie. Dit is nie uit ons vermoë om enigiets te kan doen om vir ons die ewige lewe te kan kry nie. Ons gaan na 1 Petrus 1 en ons begin by vers 3. En hoor wat sê Petrus hierso. Petrus sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan kry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Jy sien, Petrus sê hierso vir ons dat
Deur die geloof het ons die saligheid gekry, en dan bewaar God hierdie saligheid vir ons. Nee? So weer eens, ek sê, ons kan nie self ons redding bepaal nie. Daar's niks wat ek kan doen nie. Ek kan nie vir 1 miljoen mense kos gee en dink nou gaan ek hemel toe nie. Hoekom nie? Want Romeine 3 sê vir ons die volgende. Ons begin by vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Jy sien, in die tyd van die wet het dit so gewerk. As jy een wet oortree het jy die hele wetboek geoortree. So as jy skuldig was aan een sonde, is jy skuldig aan al die sondes wat daar is. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Wat is die heerlikheid van God? God is perfek. In hom is daar geen duisternis nie, né? OK, hoor wat sê verder. Ons lees in vers 24. Hy sê, en hulle, dis nou ons, word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel bevestig ons die gewet. Bevestig ons die wet. Nou moet ons bietjie dink. Hoe werk dit nou? So Paulus skryf nou hierso. En onthou, Paulus was 'n wetsgeleerde. Hy's 'n baie slim man gewees, okay. Hy skryf nou hierso. Hy sê nou, okay, manne, luister gou hierso. Julle is nie deur die wet geregverdig nie. Hoekom? Want as jy een sonde gedoen het, het jy die hele wet gebreek, né? Hy sê maar nou regverdig die wet van die geloof ons onder die wet. Hoekom? Jy sien, die wet het 'n opdrag gehad. En daai opdrag was dat die loon van die sonde is die dood. So dink gou hier aan. Romeine 6:23 sê dit eintlik vir ons. Dit sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Jy sien, dink gou daaraan, hoeveel sondes het jy hierdie week gepleeg? As jy 1 sonde gepleeg het, was daar 1 doodsvonnis op jou. As jy 100 sondes gepleeg het, was daar 100 doodsvonnisse op jou. Of jy nou gevloek het, of jy nou gelieg het, of jy nou begeer het met jou oë, of jy nou gesteel het, of jy nou moord gepleeg het, hulle almal is 'n doodsvonnis. Hulle almal is gelyk. Elke liewe een van hulle, dink gou daaraan. Maar nou sê Paulus, deur die geloof bevestig ons die wet. Maar aan wat glo ons? Ons glo dat die dood van hy wat perfek was, die doodsvonnis betaal het. Jy sien, deur die geloof bevestig ons die wet, want ons bevestig dat die wet kos 'n prys vir sonde. En daai prys is betaal deur Christus Jesus. Hoor wat sê Romeine 4. Nou ons moet onthou dat Abraham is die vader van die geloof, né? So ons begin hierso in Romeine 4, ons begin by vers 1. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy ietsie om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit was hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. So wat sê dit? So as ek werk vir my saligheid, dan is dit nie in guns vir my gegee nie. Nee, ek word dit gegee in verdienste, so ek het dit dan verdien, né? Okay.
maar dan op dieselfde tyd moet my sonde my ook toegereken word, né? Nou sê hy, aan hom egter, wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Nou, dit is wat Dawid nou sê. Dawid sê, welgeluksalig is hulle, wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hierdie saligspreking dan sien dit op die besneernis of ook op die onbesneernis. Hy vra nou, hy sê, hierdie saligspreking, sien dit dan op die besneernis of ook op die onbesneernis? Want ons sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken? Toe hy besnere of onbesnerene was? Nie as besnede nie, maar as onbesnerene. So wat beteken dit? Die oomblik toe Abraham sy geregtigheid ontvang, dit is toe hy die besnydenis gaan toepas. Dit is toe hy die verbond sny tussen hom en God. Jy sien, met my en jou is dit dieselfde. Daar is sekere dinge, party mense sê 49, party sê 32, ek het al gesien as iemand wat sê oor 1000, maar daar is so min of meer 49 gebooie of bevele wat koning Jesus vir ons gee in die 4 evangelieboeke en in die boek van Handelinge. Nie een van daai bevele kan ons red nie, want dit is die geloof wat ons regverdig. Okay? So nou sê hy, so hy gebruik dit nou, hy sê nou Abraham, het hy besny geraak, in ander woorde sy verbond bevestig, voordat hy geregtig gemaak is, of nadat hy geregtig gemaak is? En die antwoord is, nadat hy geregtig gemaak is. Jy sien, nou maak Jakobus 3 vir ons sin, want Jakobus 3 sê vir ons die volgende. En ons begin by vers 14. Hierdie klein boeke is so maklik om verby te skiep hoor. Jy dink jy blaai nog en dan het jy klaar verby geblaai. Maar wat daar sê, Jakobus 4 en ons begin by vers 14. Dit sê vir ons die volgende. Jakobus 3, jammer. Hy sê, nou onthou Jakobus was Jesus se halfbroertjie, né? En hoor wat sê, hy sê, wat baat dit my broeders? As iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Nou hoe maak dit sin teenoor wat ons nou net gelees het? Wel, kom ons lees verder. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, nou dit is nou die moslims, sal nou vir ons sê, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Dink gou daaraan. So Abraham is gered want hy het God geglo. Nee, dis waar, amen, dit is wat ons nou in Romeine 4 gelees het. Maar dink hieraan, wat het God vir Abraham gesê? Hy het vir hom sê, Abraham, volg my na 'n land wat ek jou sal wys. Los alles agter, okay? Die ou moes sy familie agterlos. Hy moes alles wat hy geken het, sy hele lewe lank, moes hy net so los. Okay? En hy's oud. Hy's baie oud. En nou sê God vir hom, ek gaan jou 'n vader van baie nasies maak. En hy dink eers, hy sê, maar is nie moontlik nie, want nommer 1, ek is oud. Nommer 2, my vrou kan nie kinders kry nie. En God sê vir hom, Abraham, glo my. Maar wat het Abraham gedoen? Deur sy geloof het hy begin werk. Deur sy geloof het hy geglo dat God sê vir hom, daar waar jou voete raak, daar sal die aarde aan jou behoort.
En toe Abraham uiteindelik sy belofte kry wat God vir hom gegee het, toe sê God vir hom, Abraham, glo jy my? Vertrou jy my? Vat nou hierdie belofte wat ek vir jou gegee het, hierdie geskenk, en gaan offer dit terug aan my. Hebreërs 11 sê, Abraham het geweet, dat God dit is moontlik vir God om Isak weer lewendig te maak, selfs nadat hy hom geoffer het. Dis die tipe geloof wat hy in God gehad het. Jy sien, as Abraham net gesê het, ja Here, ek glo jou, maar nou gaan sit hy net en hy doen nie wat God vir hom gesê het nie, dan het hy God mos nie geglo nie. Maar as gevolg van die feit dat hy sy geloof laat werk het, word hy geregverdig. Nou hoor wat sê Efesiërs 2 vers 10. Ons het begin met Efesiërs 2 vers 8 en 9. Maar ons moet altyd klaar lees, né? Efesiërs 2 vers 10 sê die volgende. Dit sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Jy sien, ek en jy kan nie gered word uit ons werke uit nie. Maar, as ons nie werk deur ons geloof nie, is ons geloof dood, volgens Jakobus 3. Wat beteken dit? Dit beteken dat op 'n Sondagmiddag, wanneer jy van die kerk afkom en jy's moeg en jou vrou het 'n skaapbout in die oond of dalk eet julle broodjies daai Sondag of wat ook al. Wanneer jy 'n middagslaapie wil vat, gaan daar iemand by jou hek kom klop. En hy gaan jou roep. Ek noem sommer Tannie Phyllis se naam hierso. Tannie Phyllis! Maar julle het mos 'n QR-code scanner daar by julle hek, so hy gaan Tannie video call. Dan gaan hy sê, Tannie, ek is honger, kan jy net vir my 'n broodjie gee asseblief? Jy's moeg. Jy's nie nou lus nie. Maar hy wat in jou is, dryf jou. Hy wat in jou is, het gesê, moet jou naaste lief hê soos wat ek julle lief gehad het. Hy wat in jou is die ene wat jou laat opstaan om te loop, want hy het daai goeie werk vir jou geskape. Voordat jy gebore is, sê die Bybel, in Psalm 139 sê dit al jou dae in sy boek opgeskrywe. As God vir jou sê, Johan Koetser, daar by daai KFC by Queenswood, naby Queenswood Spar, nee, in Pretoria, ek dink jy het gesê kom van Pretoria af. Is daar 'n man wat daar sou staan en bedel, ek wil hê jy moet vir maandag R500 vat. Uit die geloof uit, selfs al het jy nie, is wanneer jy gaan. Jy sien, dit regverdig jou nie, maar jy is geregverdig en daarom saai jy wat God vir jou gee om te saai. En dit is nie net geld nie. Koning Jesus sê in Matteus 25, hy sê, ek was honger en julle het my nie gevoer nie. Ek was naak en julle het my nie beklee nie. Ek was in die gevangenis en julle het nie vir my kom kuier nie. En dan sê hulle vir my, Here, wanneer het ons u honger gesien? Wanneer het ons u naak gesien? Wanneer was u in die gevangenis? En hy sê vir hulle, dit wat jy aan die minste van hierdie gedoen het, het jy aan my gedoen. Weereens, jy word nie geregverdig uit daai goeie werke nie, maar as gevolg van die dankbaarheid vir die redding wat jy ontvang het, as gevolg van die dankbaarheid vir die Heilige Gees wat jy ontvang het, werk jou geloof. As gevolg van die dankbaarheid dat hy die prys betaal het vir jou, gaan jy heen en maak disippels van alle nasies. Leer hulle om alles te onderhou wat hy ons geleer het om te doen. Ja, is weer 'n kort boodskap vanaand, maar dink daaraan vandag. Ons word baie keer so behep op wat ons moet doen om geregverdig te word, maar ons vergeet dat koning Jesus het ons regverdig deur sy bloed. Die res is heiligmaking. En wanneer ons geloof werk, kan die heiligmaking in ons in plaasvind. Ek het Vrydag aand toe gebruik ek die voorbeeld by die jeug, na groep 2 seuns, en ek sê vir hulle, okay, hierdie ene het nou net tot bekering gekom. En dit is mos, wanneer ons net tot bekering kom, die Bybel in Engels sê, ons word zealous, né? Ons het ziel. Okay. So, nou wil ons almal vertel van hierdie koning wat ons gered het. En dit is awesome. Maar nou is ek in 'n proses van heiligmaking. So ek nou bekeer, okay? Ek het nou bekeer, maar ek het nog nie heeltemal verander nie. Okay? Want ons 'n proses. Hoe nader ons aan God kom, hoe heiliger word ons, maar ook hoe meer kom ons agter, hoe meer sondes het ons.
Nee, want onthou as twee tipe sondes. As die sondes van die dinge wat ons doen wat ons nie moet doen nie, en dan is daar die sondes van die dinge wat ons weet ons moet doen en ons doen dit nie. Okay. So daar's nie net een tipe sonde nie. Daar's nie net die sonde van die goeders wat ons verkeerd doen nie. Daar's ook sonde wanneer God vir ons 'n opdrag gee. Wanneer ons iets in ons hart kry en ons weet, okay, dis nou die regte ding om te doen en dan doen ons dit nie. Dis ook sonde volgens Jakobus. So nou in hierdie heiligmaking proses kom hierdie jong man wat nou net tot bekering gekom het en hy wil die hele skool vertel. Maar hy het nog sondes wat hulle van weet, né? Nou is dit vir hom moeilik om daai mense te vertel van koning Jesus. En dit is mos so. By ons huise is dit soms die moeilikste om die evangelie te verkondig, want hulle ken jou sondes. En wat is die eerste ding wat iemand vir jou sê? As jy vir hom sê, hoor hierso, jy moet bekeer van jou sondes, boetie, en sê, hey, jy kan my nie judge nie. Ek weet wie jy was. Ek weet wie jy was voordat Jesus jou kom red het. Is dit waar? So dan hou dit ons terug. Maar jy sien, wanneer ons werk deur ons geloof, wanneer ons geloof werk, dan forceer dit ons om in daai heiligmaking proses in te gaan, sodat ons die evangelie sonder skaamte kan deel. Ek sê weer vir jou, Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel. Wie se maaksel? Koning Jesus se maaksel. Kolossense 1 sê dat alles is deur hom geskape en vir hom geskape, alles gaan van hom af en na hom toe. So ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dink daaraan môre, as jy wakker word. Jy glo in koning Jesus. Maar wandel jy in die werke wat hy vir jou voorberei het? Is jy geregverdig deur jou geloof? Bring daai regverdiging vir jou werke deur jou geloof. As jy by 'n moslim staan en hy sê vir jou, man, ek bid 5 keer 'n dag. Ek gee vir 100 mense elke jaar by Ramadan, gee ek vir hulle kos. Ek doen dit, ek doen dat, al hierdie dinge. Wat gaan jy hom toon deur jou geloof? Sien, Jesus sê vir ons, die een hand moet nie weet wat die ander hand doen nie. So, ons gaan nie raas vir hom staan en sê, my maatjie, weet jy wat, ek doen so en ek betaal my 10 in die kerk en ek voer honger mense hier in my straat, want ons is anders as hulle. Maar wat ek wel vir hom kan sê is, my vriend, ek is geskape tot goeie werke. En daar waar jou geduld uithardloop en my geduld uithardloop, is die een wat in my bly, die een wat my geskape het, die ene wat aanhou werk. Dit is hy wat my op 'n Sondagmiddag laat opstaan en hek toe gaan en dan met 'n glimlag 'n blygewige liewer te gaan wees. Dan nog vir die ou die evangelie te gaan verkondig en vir hom te bid. Nie omdat ek goed is nie, maar omdat ek gered is. Nie omdat ek goed is nie, maar omdat hy goed is. Nie omdat dit my sonde betaal nie, maar omdat my sondes betaal is. So dis my challenge vir julle hierdie week. As jy wakker word, elke dag, vra Here, word stil vir 'n oomblik, sê net, Vader, vir watse goeie werke het U my voorgeskape om in te wandel hierdie week? Dit is dalk die man by jou werk. Dit is dalk die ouetjie wat steel. Dit is dalk jou baas wat die hele tyd op jou pik. Vader, U sê alle autoriteit kom van U af. Hierdie man wat op my pik, sy autoriteit kom ook van U af. Wat wil U hê moet ek aan hom verteenwoordig? Nee dit. Kom ons bid. Vader, dankie Here, dat ons nie geregverdig is uit ons werke nie, my Here. Here, want niks wat ons ooit kan doen, kan vergelyk met dit wat U gedoen het. Dankie Koning Jesus, Here, dat U sonder sonde vir my sondes gesterf het, sodat U deur my kan lewe. U die ware wynstok, sodat ek 'n loot in U kan wees en kan goeie vrugte dra. Here, sodat ek kan volhard tot die einde toe, nie uit my eie krag uit nie, maar in die krag wat U vir my gegee het toe U my geskape het. Dankie vir die saligheid wat U vir ons bewaar. Dankie dat ons 'n advokaat het by die Vader wat vir ons intree wanneer ons tekort kom.
Dankie Koning Jesus dat as ek sondig en ek bely my sondes, is U getrou en regverdig om my te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap sal kyk, Here, dat U met hulle sal praat in hulle stilte tyd, vir hulle die goeie werke sal voorlê, waarvoor U hulle geskape het om in te wandel. Dankie Koning Jesus, dat ons kan gehoorsaam wees aan U bevele aan ons, Here. Dankie Koning Jesus, Here, dat U vir ons die Heilige Gees gegee het as 'n onderpand vir die bevestiging van ons saligheid. Dankie Heilige Gees dat U die trooster is, dat U die ene is wat ons oortuig van sonde en van geregtigheid. Dankie Vader, Here, dat ons niks uit onsself uit kan doen, Here. En dankie vir die honger wat U in ons harte en wakker maak, Here, daar waar ons afgeslek het op ons gebedstyd, daar waar ons afgeslek het op ons Bybelleestyd, hierdie tyd van die jaar, Here, is dit maklik om koud te word. Help ons, my Vader, Here, om standvastig te bly op U woord, en dankie dat U beloof het, dit is U Heilige Gees wat ons dooie liggame lewend maak. Ons is lief vir U, my Vader. Dankie vir ons familielede wat U op ons pad gesit het, sodat ons die evangelie aan hulle kan verkondig, met boldness, Here, want ons weet, Here, dit is nie uit ons geregtigheid uit nie, maar uit U uit. En wanneer ons vermaan, is dit asof U deur ons vermaan. Ons is lief vir die Here, en ons is beskikbaar. Dankie vir die liefde, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Bless julle, lekker week.